Goeiemôre, dit is Sondag die 30ste Maart. Baie welkom by NG Gemeente Skatbere. Vanoggend lees ons uit Lukas 15, vers 1 tot 3 en dan 11 tot 32. En ons tema is God beweeg in die pad af. Ons gaan vanoggend saam lees, saam bid, saam wees as gelowiges. En mag jy, as jy saam luister, ook hierdie nabyheid beleef. Mag jy ervaar dat God by jou is. Het is wonderlik om God se woord te kan deel en te kan weet, hy is die een wat praat. Hy is die een wat met ons besig is. In Psalm 91 sê die psalmdigter namens die Here, julle sal my aanroep en ek sal julle antwoord. Ja, ek sal by julle wees in julle nood. Ek sal julle red en ek sal in julle eer gee. Met 'n lang lewe sal ek julle versadig. Ek sal julle my verlossing laat ervaar. En dit is my voorreg om jou te groet in die naam van hierdie God wat jou bystaan in jou nood, wat jou red, wat jou versadig, wat jou verlos. En vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Amen. Ons gaan vanoggend Lukas 15 lees. Baie bekende gelykenis wat Jesus hier vertel. Vers 1. Al die tollenaars en sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy, Jesus, hierdie gelykenis vertel. En dan vers 4 tot 7 is die gelykenis van die verlore skaap. Vers 8 tot 10 is die gelykenis van die verlore muntstuk. Ons lees verder vers 11. Die gelykenis van die pa en sy 2 seuns. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun al sy geld en goed en geld omgesit en na 'n ver land gereis. Daar het hy alles wat hy besit deur losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek. En hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van die land se inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het om varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan, na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader toe gegaan. Hy was nog ver weg. Toe het sy vader hom al sien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee. Bring gou 'n lang stola, die beste een. Trek dit vir hom aan. Geef hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf. Slag dit. Laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewend geword. Hy was verlore en hy is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer naby die huis kom, hoor hy die musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy geantwoord. Jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword, en wou nie ingaan nie. Maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare af vir u, en ek het nog nooit opdrag van u onagsaam nie. U het my nog nooit eers 'n bokkie gegee, dat ek saam met my vriende kon fees vier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my. Alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind.
Net tot sover ons skriflesing. En ons tema, God beweeg in die pad af. Dit los ons by die vraag, hoekom mors mense? Hoekom kan mense so verskriklik baie goed mors? Nie net in die natuur en geld nie, maar ook met ander mense. Ook met soveel goed wat in hulle hande is. Die Seattle Times vertel in 2007 van 'n vrou wat in Oregon 'n loteryklapkaartjie gewen het van $1 miljoen. En sy het binne weke na sy die geld ontvang het, op so $30,000 al gespandeer. En toe ontdek hulle dat sy die geld onder 'n vals naam gekoop het. Want sy het 'n kredietkaart gebruik van haar oorlede ma. En uiteindelik moes hulle al die geld terugvat en is die vrou vervolg en is in die tronk gegooi, omdat sy bedrog gepleeg het. Nou, hoe het hulle uitgevind dat sy onder 'n vals naam hierdie kaartjie gekoop het? Omdat sy aangehou het om hierdie oorledene, die persoon wat dood is, sy kredietkaart te gebruik. Eintlik as mens daaraan dink, is dit verskriklik dom. Hoe kan jy met al hierdie rykdom wat jy nou skielik het, aanhou om 'n verkeerde kredietkaart te gebruik van iemand wat oorlede is? Hoe kan jy so aanhou mors met hierdie niet gevonde rykdom wat jy gehad het? Hoe kan jy met sulke riskante gedrag alles wat jy het in gevaar stel? Dit is die vraag wat ons seker vir hierdie jongste seun ook moes gevra het. Hoe kon jy met alles wat jy gekry het, dit uiteindelik gaan uitmors het iewers in die veld? As ons 'n lydenstyd is as kerk, dan vind ons ook met daai vraag van hoekom mors ons so maklik met God se genade. Lydenstyd probeer ons oortuig, opnuut vir ons wys, hoeveel dit God gekos het om my en jou te red. Hoeveel dit God gekos het om my en jou syne te maak, om ons los te koop, om ons vry te spreek. Ja, dit het om sy seun aan die kruis gekos. En dan mors mense so maklik met sy genade. In Lukas 15 vertel Jesus deur hierdie gelykenisse vir ons van 'n God wat na mense soek. 'n God wat moeite doen om by mense uit te kom. 'n Vader wat wil hê dat sy kinders by hom moet wees, maak nie saak wat nie. Die verlore muntstuk, die verlore skaap, die seun wat weg was en wat uiteindelik terugkom. En dit gaan oor 'n pa of iemand wat soek, oor 'n God wat soek as goed weg is. Hierdie gelykenis, ons noem die gelykenis van die verlore seun, maar dis eintlik die gelykenis van die pa wat wag en in die pad af beweeg. Die pa wat vind en bly is en fees vier. Ongelooflik is mens in Lukas lees. In Lukas 15 vers 1 in die Message vertaling sê, by this time a lot of men and women of doubtful reputation were hanging around Jesus and listening intently. Wonderlike beskrywing van die kerk, mense wat nie noodwendig 'n goeie reputasie het nie, maar 'n God wat soek, wat daar is vir mense, wat mense wil nader trek en syne maak. Daar is 'n verhaal wat vertel word oor die dorpie Genadewil. Daar was 'n erediens gewees, mense het mekaar goed geken en groot getalle opgedaag by die erediens, 'n lekker vol kerk, en Dawie Groewe het by die deur gestaan en vir die mense gewag, en toe die laatkommers, die laastes nou uiteindelik by die kerk is, sê hy so met 'n glimlag, vir een van hulle, ja, dis nou tyd dat ons kan begin, en 'n goeie vriend van hom kom daar aan, Frederik, en hy vra, hoe gaan dit met Dawid? En hy sê, nee, dit gaan goed, ons kan nou maar die diens begin, want jy is hier. En sê Dawid met 'n lag in sy stem. En dan sê Frederik vir hom, hoorie Dawid, net voor ons begin, daar by die begin van die parkeerterrein staan 'n ou met 'n rugsak. Moeilikheid staan 'n bietjie op sy gesig geskryf. Nou Dawid sou nie van die dapperste mense nie, en hy weet maar hy sal moet gaan kyk wat aangaan. En hy stap na die man toe. Gelukkig is daar 'n gasprediker die aand, so hy hoef nie te gaan preek nie, mense gaan nou nie wag nie. En nou stap hy maar stoksiel alleen in die donker na hierdie man met die rugsak toe. En hy wonder wat hy met hom moet doen. En dan loop hy hom in die man vas
En hy weet nie wie van hulle twee die grootste geskrik het nie. En die man se eerste woorde is: "Jene, ou priester, laat jy my nou skrik?" En Dawid se eerste woorde is nie: "Wat maak jy hier nie?" Dis gelukkig goeie naam toe gaan het. En die ou antwoord: "Nee, priester, ek is hier want my kombers het ek hier tussen die bosse by die kerk weggesteek. Ek het gedink mense sal nie by die kerk steel nie, kan ek dit gou kry?" En Dawid sê vir hom: "Ja, natuurlik. Wat is jou naam?" En die ou antwoord, hy sê: "Johnny." En hy vroetel so tussen die bosse en kom met 'n kombers te voorskyn. En hy sê: "Dankie priester, nou gaan ek hierdie nag se koudheid oorleef." Nou priester, ek is nie kerk gedoop, maar ek het nou al baie verkeerde paadjies in my lewe geloop en is ver van die Here af. Dawid sê vir hom: "Jy weet die Here het jou nog steeds lief." En hy sê: "Regtig priester, dankie so, lekker aand." Johnny begin wegstap. En dan sê Dawid vir hom: "Johnny, kan ek vir jou 'n bietjie sop gee?" En hy sê: "Asseblief priester, die honger is groot vanaand." En Dawid keer terug met 'n warm koppie sop en 'n broodjie wat hy in die kerksaal gekry het. En dan loop Johnny daar met 'n gesig wat glimlag weg oor die warm koppie sop en die broodjie wat hy gekry het. En dan hoor Dawid hoe sing die mense in die kerk. En toe is die moeilikheidmaker eintlik maar net 'n honger mens wat ook 'n hart het wat soek na God. Partykeer kan ons wat God se kinders is maar baie liefdeloos voorkom. Het ons ook nie genade en ruimte vir ander mense nie. Wat onthou mense van ons as hulle ons ontmoet? Wat onthou mense van ons as hulle met ons kennis maak? En terwyl Dawid die kerk instap, begin die gasprediker lees uit Matteus of Lukas 15 vers 1 in die message, en hy sê: "By this time a lot of men and women with doubtful reputation were hanging around Jesus, listening intently." Ons het 'n God wat in die pad afbeweeg na mense toe. Hierdie verhaal van die verlore seun word gereken een van die grootste verhale van alle tye. The prodigal son. Maar eintlik is dit nie die verlore seun nie. Dis die God wat in die pad afbeweeg, die God wat wag, die God wat wil red. 'n Pa vertel dat hy 'n dogter gehad het wat verskriklik rebels was en baie goed gedoen het as tiener en hulle verskriklik seer gemaak het. En een aand wag hy tot bitter laat dat sy dogter veilig by die huis moet kom. En hy sê hy was eintlik so kwaad dat hy nie met haar wou praat nie. Dat hy haar eintlik oor sy skoot wou trek en 'n pak slaag gee. Hy sê terwyl hy so sit en wag, is hierdie gedagtes in hom en hierdie woede en hierdie kwaad. Hy sê in die oomblik toe sy by die deur instap, toe wil hy niks anders doen as om maar net veilig vas te hou en vir haar te sê dat hy vir haar lief is nie. Dan sê hy, toe sy by die deur instap, was ek 'n pa wat oorrompel is deur liefde. Die God wat ons aanbid, is 'n God wat so na ons soek, so ons by hom wil hê, so wil hê dat ons naby hom is. Ons moet sien hoe hy in die pad afbeweeg, hoe hy vir ons staan en wag, hoe hy sy arms oopmaak dat ons kan terugkom. En nie net ek en jy nie, enige mens. Daar's geen sonde, geen ding wat ons doen wat God kan keer om ons lief te hê nie. God wil hê dat ons onsself vir hom gee. En dit los ons by die jongste broer in hierdie verhaal. 'n Juffrou was op 'n stadium besig om die verhaal van Jona vir 'n klomp kinders te vertel, en dan vra sy vir hulle, hoe gaan julle uit die vis se maag kom? En die een kind sê, nee wat, ek gaan op die vis se tong spring, dan spoeg hy my uit. En die ander dogtertjie sê, ek gaan my pa bel, hy sal my kom haal. Dit is uiteindelik wat God ook hier vir hierdie verlore seun sê, bel my, ek kom haal jou, ek wag vir jou, ek is daar vir jou. Ons het 'n hemelse Vader wat ons kan help en wat ons wil help, wat ons weer wil heel maak. Ja, hierdie verlore seun het besef, daar waar hy tussen die varke sit, daar waar hy verlore is in 'n vreemde land, het hy 'n vaderhuis. En as hy daar kom, kry hy 'n nuwe mantel, kry hy ring, kry hy skoene,
kry 'n fees, 'n partytjie. Daai mantel sê die vader weer vir hom, hy kry eer, hy sy kind, die ring sê hy het gesag, die soene sê hy het vryheid. Die partytjie beteken die pa is vir hom verskriklik lief, bly dat hy terug is. Ons kan so enige tyd na God toe teruggaan. Alle mense kan na God kom en hy sal in vreugde fees vier omdat hulle daar is. Op 'n stadium val 'n vrou 'n vorm in en sy hak vas by die vraag wat sê ouderdom. En sy sit so vir 'n rukkie en kyk na die plek waar sy moet invul en toe sê die persoon wat oorkant daar sit, hy sê mevrou, hoe langer jy wag, hoe slegter word dit. Dit is so, hoe meer ons uitstel om na God toe te gaan, baie keer hoe moeiliker word dit vir ons as mense. Maar die oomblik wat jy dit doen, sal jy 'n God sien wat in die pad afbeweeg, wat aangehardloop kom, ook na jou toe. Dan is daar 'n broer wat dikmond by hierdie partytjie opdaag. Hierdie oudste broer wat eintlik moes bly wees oor sy boetie terug is, maar nog steeds vir hom kwaad was oor hy sy pa so verneder het. So tong in die kies, vra 'n klein dogtertjie vir haar ma, hoekom dra die bruid wit? En die ma sê, man, want wit is die kleur van vreugde en blydskap en dis hoekom sy wit dra, want dis die gelukkigste dag van haar lewe. En die dogtertjie kyk so op na haar ma en sê, nou, hoekom dra die bruidegom dan swart? Ons moet vreugde hê en blydskap oor elke mens wat terugkom by God. Tim Keller het gesê, there are two kinds of lostness. The reason Jesus put the elder brother in the parable, you can escape God as much through morality and religion as you can escape God through immorality and irreligion. The eldest brother obeyed to get things from God, and if those things aren't very forthcoming, then he gets angry. Dalk was die verlore seun net so verlore soos die oudste broer net so verlore soos die jongste broer. Want toe goed nie heeltemal loop soos hy wil hê nie, en hy nie alles kry wat hy wou gehad het nie, toe word hy kwaad. Toe ander mense ook kry, en dit gedeel word wat sy pa het. Baie keer is ons ook mense wat afgunstig voel op ander mense. Familielid, iemand wat saam jou werk, iemand wat saam jou in die skool is, wat saam met jou, of rondom jou bly, jou buurman. Dalk moet ons vir God dankie sê vir die persoon, en by hulle leer. Baie keer voel ons baie krities teenoor ander mense. Baie keer voel ons verbitter teenoor ander mense wat sukses behaal is, ons nie sukses behaal het. Baie keer is ons onvergewensgesind teenoor mense. Vra God dat ons nie begin. Dat ons nie soos hierdie ouer broer sal wees wat dikmond rondloop nie, maar saam feesvier en bly word. Saam vir God toelaat om ons vreugde te gee oor ander mense wat deel in sy genade. Ons het uiteindelik 'n ware ouer broer, Jesus Christus. 'n ware ouer broer wat die Vader volledig gehoorsaam het, wat in ons plek die straf gedra het. 'n ouer broer wat vir ons plek maak by ons Vader, dat ons ook kan deel hê, dat ons ook erfgename kan wees. Tim Keller sê, for us there is a true elder brother, one who loved and obeyed the Father completely, who earned everything, earned the robe, earned the ring, earned everything, but at the end of his life, he didn't get a robe, he got stripped. He didn't get a fattened calf, he got vinegar. He's the true elder brother that comes to us and says, I did it all for you. In other words, salvation is free for us, but it's unbelievably costly for him. Hemelse Vader, mag ons altyd u genade uitdeel na ander mense. Mag daar genoeg genade en liefde by ons wees, dat ander hier ook tuis en veilig voel, dat hulle u by ons beleef. Mag ons nie soos die ouer broer wees, Here, in jaloers en afgunstig raak kwaad word, as ander ook deel in u genade nie. Help ons, Here, om
bly te wees oor mekaar, in mekaar vreugde en blydskap te vind. Dankie dat ons in hierdie gelykenis ook kan leer van 'n God wat omgee vir die wêreld, maar ook in besonder vir elkeen van ons, vir my. Here, dankie dat ons as gemeente kan saam bid vir mekaar, vir hulle wat siek is in die hospitaal, Here, vir hulle wat bekommerd is oor môre. Gee U opnuut krag en hoop, wil U vir hulle opnuut vashou en toevou in die liefde. Ons bid vir ons land en vir ons regering. Ons bid, Here, dat U wil sal geskied. Dat mense sal leef en U verheerlik in dit wat hulle doen en dit wat hulle sê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Sluit weer af Psalm 91 vers 9 tot 12. Here, U is my skuilplek. Onheil sal jou nie oorval nie, 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie, want Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, op al jou paaie. Op hulle hande sal hulle jou dra, dat jy jou voet nie teen 'n klip stomp nie. Ja, mag die genade van God ons Vader, sy liefde, elke dag by jou wees. Amen.